Ons drie-enige God is 'n wonderlike, aanbiddelike, liefdevolle misterie. En hoe meer ek in my Bybel oor hom lees, hoe meer gereeld ek stil sit en net oor God en sy skepping mediteer, nadink, partykeer so 'n bietjie bid ook, dan raak ek al hoe meer in vervoering. Soms so 'n klein bietjie hartseer oor hoe min ek eintlik weet. En dan bid ek maar net soos Paulus, al wat ek wens is om hom te ken. Vir ons Christene is die drie-eenheid van God 'n reuse wins en altyd 'n pluspunt en 'n genade. Vir ons is God die onsigbare en ongesiene een. Ons noem hierdie goddelike opperwese ons Vader. En tog het hy ook vorm aangeneem en soos Johannes tereg skryf, die woord het vlees of mens geword en onder ons kom woon. En vir ons is hy dan ook God die Seun. En verder openbaar die woord God ook aan ons as die lewende en liefdevolle energie tussen die Vader en die Seun. En hy is vir ons ook God die Gees, 'n naam verwant aan wind, asem en lewe. Hoe God as drie persoonlikhede homself aan ons openbaar het in die heilsgeskiedenis en in die skrif, is duidelik vir hom geen spanning nie. Dit is maar ons menslike klein verstandjies wat vir onsself spanning skep hieroor. Ons moet ook onthou dat die woord van God maar na ons toe kom in mensetaal en dat dit op sigself ook beperkend is. Die Bybel is geen wetenskaphandboek nie en selfs as letterkundige werk of digbundel sou dit dalk kontroversieel beoordeel wees. Om nie eers daaroor te praat nie dat dit oorspronklik in antieke tale deur omtrent 40 verskillende skrywers geskryf is met 'n legio unieke kontekste, persepsies, verwagtinge en wie weet watter bedoelings, terwyl ons tog bely dat dit ook alles gebeur het soos die Heilige Gees hierdie boodskappers van God geïnspireer het om te doen. Ons drie-enige God is die God wat Paulus in al sy geïnspireerde wysheid ook met ons deel in sy briewe, en so sluit hy byvoorbeeld sy 2 Korintiërbrief af met hierdie bekende seëngroet: die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Daar is ook 'n liefdevolle samewerking in aanhalingstekens, soos Paulus skryf in Galasiërs 4 vers 6. Omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur en in ons roep hy uit Abba, dit beteken Vader. Mag die drie-enige God jou ook vandag inspireer tot dieper nadink en groter bewondering, tot stille, nederige aanbidding van die een wat jou eerste lief gehad het. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons aanbid U, ons bewonder U en ons het U baie lief. Dankie dat U op soveel verskillende maniere U aan ons openbaar het en dat ons elke aspek van U mag bewonder en kan lief hê. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Lei my ook vandag om U te dien, om U te volg en om in alles wat ek doen net U naam groot te maak. Amen.